Goeiemôre, good morning, goeie maandag. Oef, mag julle almal met presies die helfte van Pieter Koen se energie geseën word vandag, want dit sal genoeg wees om Beerdkrag finaal tot 'n einde te bring. Dink jy dit so? Ja, so gepraat van, Pieter. ek wil eintlik weet, wat doen jy oor 'n naweek dat jy elke keer so vrolik is? Man, of ek herlaai my battery ten volle, of ek werk my guar af en ek is nog steeds moeg en dan probeer ek dit verskans deur vir op en wakker voor te kom. Jy werk Of jou dis wat aan? ons, Ja, my sterre. of dis net sy wonderlike kollegas. Ja, nee, ek dink dis dit. Daar slaat jy die spyker so op die kop vir hierdie maandagmôre. Nou ja, toe, kollegas, hier is waarna jy en die res van ons kykers kan verwag in vandag se program. Ons bly by die tema van borskanker bewusmakingsmaand met Dr. A.J. Karstens wat oor mammografie kom gesels. Ons word vermaak deur nie net myself nie, maar ook CJ, die Hans Wors en die manne van die Sonder Onderbroeke band kom vertel ons meer oor die Pitti Pretpark. Ons gesels met die bekroonde skrywer Louis Pretorius oor sy nuwe roman 'n jaar in my lewe. Danny Smoke kom sorg vir die musiek. Arnold is hier met die sport. Ons gaan gesels oor alles en nog wat, maar vereers is dit tyd vir ons oggendpraatjies. Pieter, weet jy wat 'n ready-to-wear collection is? Ready to wear beteken sekerlik haal hom uit die wasgoedmandjie uit, skit hom uit en iets ready to wear. Jy hoef nie eers te stryk nie. Well, 'n ready-to-wear versameling, ook bekend as pret-à-porter in Frans, verwys na klere wat vervaardig is om direk van die rak af gedra te word teenoor maatkleredrag of haute couture wat spesiaal vir 'n kliënt gemaak word. So there is a reason I wanted you to know what ready to wear means. People on the internet have reacted strongly after Duran Lanting's spring 2026 Jean-Paul Gaultier ready-to-wear collection showed on day 7 of Paris Fashion Week. I feel like this Paris Fashion Week has been a fashion month. Dit voel asof Ja. dit lank aanhou. In elk geval, dag 7 van Paris Fashion Week, the show was called Insulting, Pointless and Clownish. Lanting, who was appointed permanent creative director of Jean-Paul Gaultier in April, presented exaggerated shapes with the cone-shaped bras, sequins, polka dots, tattoo motifs, and Gaultier's signature sailor stripes. Fan felt that the collection disrespected Gaultier's legacy, with some calling it a word I am not allowed to say on morning TV show, and the legendary fashion house felt like it had been reduced to trolling. So, daar is natuurlijk 'n lyn tussen kreatiwiteit en om die grense te verskuif in terme van wat daai spesifieke fashion label gewoonlik aanbied, and then taking it a bit too far, especially if it's a ready-to-wear collection. Let's take a look at some of the wonderful things that were shown on the Jean-Paul Gaultier catwalk. Okay. Ready to wear. Ready to wear. It's like a cut-out swimsuit, safari pants vibe. En hoe sit jy in jou kar as jy nou daai het agter jou? Dis amper soos Ja. like the headrest is stuck on your... Okay. Kon nog Ja, nooit amper hierdie soos tipe 'n hoor. skouers. Wow. Sal jy dit ready to Rosie, wear van? this is ready to wear menswear, hey? Ag, to nee, be is die to be man rarig? specific. I just don't know where I would be ready to wear that to, if we're going to be completely Strand toe. honest. Dalk na die strand toe. But okay, ons kyk na die volgende een. Jette, nee, wat? Peter! Ready to wear menswear. Like, what do you think of that? Nie eers dood gaan jy vir my in so 'n pakkie sien. Oh my hat, ouens. Because what is this? It's a bodysuit, but it's also like a leather bomber jacket in one, and it's like giving thong vibes. But nee, kan nie. En ons die laaste een. Goed dra. Okay. Ready to wear menswear. Ja, daai lyk vir my soos iets waarmee hy moet kom aanbied. Yes, I think so. Ek dink dit so interessant lyk op skerm. Dit is hypnotiserend, hoor. Dit is net, you can't stop looking at it, but for all the wrong reasons. No, I do think that it's a mess. I think it's a mess. I'm giving it a stamp of no. No thanks, Pieter. Ja, nee, baie dankie. Genoeg is genoeg gepraat van die catwalk. Ek kan nog nooit daar. Kyk hoe vinnig verander hy die onderwerp. Baie vinnig. Pieter is oor dit. Alsa ek 'n storie waaroor jy natuurlik jou ore gaan spits.
Ek luister. Jy gaan bitter baie hiervan hoor. Nou, Riyadh in Saudi-Arabië hou 'n internasionale skoonheidskompetisie vir katte. Die kompetisie vind plaas op 25 en 26 November by die Riyadh International Convention and Exhibition Center, waar meer as 100 katte elke dag gaan meeding. Van donserige Persiese katte tot majestueuse Maine Coons gaan elke ras die geleentheid kry om in die kollig te kom purr. Gesertifiseerde beoordelaars van the World Cat Federation and the Felinology Bulgarian Union sal die katte beoordeel op ras, kleur, liggaamstipe, kopvorm, oë, ore en pels. En hierdie fees gaan bepaal wie se katjie van die baan wees. Wie se katjie van die baan gaan wees en dis meer. Ek was al by 'n katskou hier in Suid-Afrika. Dit klink vir my na 'n perfekte geleentheid. Perfekte geleentheid. Wat ek sal moet bywoon. Sal jy graag vir ons hierdie enetjie gaan 'n opsomming maak en 'n programmetjie verpak? Dit sal oulik wees, maar waar presies gebeur dit? Saudi-Arabië. Nou ja, toe stuur jy my soontoe. Ek stuur Gaan jy jou dit graag. borg? Baie Dan graag. gaan ek met liefde. Op Ross se rekening. Rosie gaan saam met my. Hoorie so maar, dit is nogal 'n storie so katskou hoor. Jy kan nie glo waarna kyk hulle als Ja. en hoe pamper die mense nou hulle pooches en hulle katjies en dinge Ja, en- voor hy nou gaan beoordeel word nie. En ek kan dink dat iets soos die soort kos wat katte eet ook 'n Ja. baie belangrike rol speel, want ek bedoel dit het 'n direkte impak op 'n kat se pels en so aan. Ek persoonlik dink my katte sal ook goed vaar in so 'n kompetisie. Al moet ek dit nou self sê. Yes, ek wil nou net gesê het 'n kateienaar by so 'n skou, no other cat is going to even come close to that person's own cat. So dit is maar nou vir my soos Ja. Elsa's not even going to look at any of the other cats because her cats are the cutest. Luka en Lika. Maar julle gaan nou so aan oor julle katte wat die mooiste nie. Dit maar ek meen 'n katskou is altyd net vir die mooiste troeteldiere. Dink julle dis regverdig dat net die mooistes van die mooistes altyd die geleentheid kry om in te skryf? Ek dink Kompetisies soos die. wat bedoel jy troeteldiere by die Ja, algemeen? wat mooi is. Ek dink troeteldiere is altyd mooi. Dink nie. Ja, maar Daar soos is- enige pageant, like you don't have Ja. a Miss Essay and then an ugly Miss Essay. Okay. You know what I'm saying? Like, honestly, Okay, where's the lie? ja, Ja, almal het 'n tikkie mooi in hulle. almal het 'n tikkie mooi in hulle. Kyk hoe pragtig is hulle en kyk jy Is daar nie tikkie. iets soos Soek die mevrou tikkie mooi in my. persoonlikheid? Hoorie, okay, maar ek voel ook nou so want ek dink ons moet 'n kompetisie hou vir die troeteldiere wat oor meer persoonlikheid as natuurlike skoonheid beskik, hè? Dink jy nie Okay. dit sal lekker werk nie? Ai nee. Hæ? Kyk nou net daar. Ja, ons is op soek na die lelikste troeteldier in Suid-Afrika. So as jou diertjie 'n gevreekie het wat net 'n ma kan lief hê, gaan sommer dadelik na ons Facebookblad om in te skryf. Daar's lekker pryse om te wen. En dink jy daar sal mense wees wat inskryf? Ja. Ja, ek het die mooiste Wat- troeteldier. Dink hulle troeteldier is die lelikste. Sure, Ja. ek dink ons gaan gaan interessant wees. Kom Ons aan. gaan- Gaan beslis, maar nou kry almal ook 'n geleentheid om te pronk. Al is jy nou nie die mooiste nie, nou kan jy ook inskryf en dalk 'n prys wen en dalk die titel van lelik en trots wees. Lelik en trots. Hier gaan ons stuur daardie lelik en trotse fotootjie van jou troeteldier in. En bly ingeskakel want net hierna kuier ons verder. Lelik of mooi, ons is hier.